vertel, hy is heilig, heilig. Alles vertel, hy is by ons, by ons. Alles vertel, hy is heilig, heilig. Alles vertel, hy is by ons, by ons. Hy leef, I love Him, God, hy leef, wherever He are, verwerven die woord, doorhoor daarom woord, hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verloren, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Die ware geluk, uit sy genade, liefde en trouw, weet hoe God sy kinders behou. Hy is my leidsman, hy laat my leef, hy is so genadig, hy is die Heer, selfs as ek struikel en in berouw.
Die Here is groot, die Here is goed, die Here is almagtig. En hy is jou koning. Hy is jou redder, hy is jou verlosser. Stem jy? Jy moet saam praat. Ons is besig om fees te vier. Ons is besig om aan te gaan waar ons Vrydag opgehou het. Wie was Vrydag almal hier? Wonderlike diens. Ons het regtig God se heerlikheid beleef en ek in besonder, ek het hier uitgeloop op 'n wolk en ons het regtig 'n wonderlike goeie Vrydagoggenddiens gehad. Waar ons gefokus het op die kruisiging. En ons het dit gevier. Hier is die ding. Die kruisiging was 'n baie algemene praktyk. Baie mense is gekruisig deur die Romeine. Dit was die metode wat hulle gebruik het. Ons het gesien dat die kruisiging van Jesus Christus vir elkeen wat glo, die kosbaarste gebeurtenis is ooit in die geskiedenis van die ganse mensdom. Stem jy saam? Ons het gepraat oor sy kruisiging en ons het mekaar gesê, wat maak die kruisiging van Jesus, terwyl daar soveel mense gekruisig is, wat maak sy kruisiging anders? En die antwoord is, God het Jesus geoffer. Daar was 'n offer nodig vir die sonde van die wêreld. Was nie net 'n kruisiging nie. Hy het nie vir sy eie sonde gesterf nie, hy het nie vir sy eie sonde geboet nie, hy het vir ons sonde het hy geboet. Dit maak die verskil aan die kruis van Jesus. En ons hoef nie daai las verder te dra nie. En ons is nie meer onder die mag van sonde nie. Dan is die groot ding, ouens, ons is vry in die Here. Glo jy dit? Ons gaan een keer lekker daaroor gesels. Vry in die Here. En ons gaan ons nie weer laat plaas onder die juk nie. Want die Gees maak lewend en die letter maak dood. Ons het daaroor gesels. Dit was Vrydag. Lied wat ek vir die begin gespeel het, sê, Friday is good, because Sunday is coming. Het jy die woorde gehoor? Wonderlike lied. Friday is good, because Sunday is coming. Vanoggend is Sondag. En ons vier vanoggend die opstanding, die mees merkwaardigste gebeurtenis ooit. Terwyl die kruis algemeen was, is die opstanding van Jesus eie in sy soort. Nooit voorheen het iemand uit die dood self uit die dood opgestaan nie, en nooit weer sal iemand self uit die dood opstaan. Weet jy dit? In die Engels praat ons van it's a once off. Dit het eenmaal gebeur. Johannes 10 vers 17 volg saam met die Bybel. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Jesus is die enigste persoon ooit in die verlede, ooit in die toekoms, wat homself, hoor mooi die klem, wat homself uit die dood het opwek. Dis die enigste persoon. Hy sê, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê, om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie. Ek lê dit uit myself uit af. Ek het mag om dit af te lê, ek het mag om dit weer op te neem, en hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Nooit ooit was daar so iets nie, nooit ooit sal daar weer so iets wees nie, en party van my sê, Pieter, maar wag nou, wat dan nou van ons, wat aan Jesus behoort, wat ook eendag uit die dood uit gaan opstaan? Dat is 'n goeie vraag, en ek sê vir jou, ja, het jy die verwagting dat jy die dood uit gaan opstaan? Het jy? Yes, jy het. Maar hier is die ding, ons wek onsself nie uit die dood uit op. Ons het nie daar die mag nie. Die Heilige Gees, wat Christus uit die dode opgewek het, as die Gees in jou woon, sal hy jou sterflike liggame lewend maak. Dis iets om oor opgewonde te wees. Ek herinner jou weer daaraan. Romeine 8 vers 11. Romeine 8 vers 11. En as die Gees, hoofletter, dis die Heilige Gees, van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Sien jy uit?
Kan ek dit nou so uitdruk sonder om nou uitdruk te wees? Sien jy uit na 'n nuwe chassis? So paartjies. Al as jy tevrede is met jou ou ene, dan sê ek, hou hom. Maar ek wil hierdie ouetjie inruil vir 'n nuwe model. Hoe klink dit vir julle? Ag, kom aan man. Jy wil ook. Wonder hoe gaan ons lyk? Dink ons gaan oorgewig wees nie. En julle sê, okay, die nuwe model moet 'n bietjie meer hare hê, of wat ook al. Ouers, ons praat so baie daaroor, ons weet nie goed, maar ons moet 'n bietjie prakties dink. Weet jy al regtig gesit en wonder, hoe gaan hierdie verheerlikte liggaam lyk? Nou Jesus het opgestaan en het hom erken, hè? Interessant. Maar hier's 'n voorwaarde. Die wêreld het 'n eie idee. Die wêreld glo soms dat almal wat sterf in die hemel is. Selfs by begrafnisse, en ek sê dit met baie groot respek, waar die persoon wat oorlede is, nie die Here gedien het nie, nie 'n kind van die Here was nie, nie wedergebore nie, dan sal jy op die begrafnisbriefie sien, so en so is nou in die hemel. Dink daaroor, dis nie die waarheid. Daar's 'n voorwaarde. As die Gees van God in jou woon. As die Gees van God. Hoe woon die Gees van God in jou? Waar jy kom as sondige mens en jy sê, o Here, ek is 'n sondaar. Jesus, ek het U nodig. Ek erken U kruisdood. Ek erken dit wat U vir my gedoen het, dat U in my plek kom sterf het. Ek bely my sonde voor U. Ek nooi U in my lewe in. Maak my U kind. Dit is wedergeboorte wanneer die Gees in jou kom woon. Dan wanneer jy sterf, sal jy eendag uit die dood uit opstaan. En selfs voor dit, ons gaan nou daarby uitkom. Al sterf jy reeds, is jy by God. Dan is jy in die hemel. Net wanneer jy aan die Here behoort. Kan ek 'n amen kry? Amen. Die wonder van Jesus se opstanding is so groot dat sy disippels dit skaars kon glo. Lukas 24 vers 6. Kom ek lees jou 'n paar verse. Ons staan 'n bietjie stil by hierdie verhaal sodat ons Vrydag gesels het. Lukas 24 vers 6 sê, hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was. Die Seun van die Mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense, om gekruisig te word en op die derde dag op te staan. En hulle het sy woorde onthou. Hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die 11 en al die ander. En dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en die ander vroue saam met hulle wat dit aan die apostels gaan vertel het. So die vrouens was by die graf en Jesus, of die engel sê vir hulle, hy is nie hier nie, hy het opgestaan, gaan vertel dit, en hier gaan hulle en hulle kom by die apostels en hulle vertel dit vir die apostels, hoor nou vers 11. En hulle woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk. En hulle het hulle nie geglo nie. Dit is so groot. Dit is so wonderlik dat die apostels vir wie Jesus dit gesê het, toe hy met hulle gewandel het, hy het gesê, die Seun van die Mens gaan doodgemaak word, gaan opstaan uit die dode. Hy het vir hulle telke male gesê, hier gebeur dit, hier kom die vrouens en sê, Jesus het opgestaan. Hulle sê, man, dis lawe praatjies. Ons kan dit nie glo nie. Dink vir 'n oomblik hieraan. Kan ek iets probeer prakties uitlig? En ek weet dit is 'n baie gevaarlike gebied. Al van ons wat al 'n geliefde verloor het, 'n man of 'n vrou, 'n pa of 'n ma, dalk 'n kind. Dink vir 'n oomblik. Dink nou net vir 'n oomblik. Want mense kan die verhaal lees en weet jy mis die diepte van die verhaal. 'n Persoon wie jy liefhet sterf.
Op 'n siekbed, jy's in die hospitaal. Persoon sterf, die persoon word begrawe. Jy was daar, jou hart is in 10.000 stukke. 3 dae later kom jou kind of jou man of jou vrou of iemand by jou huis aangejaag, storm by die voordeur in, gryp jou en sê, hy of sy lewe, hulle het opgestaan. Wat gaan jou reaksie wees? Maar nie dieselfde as die disippels nie. Dit was so tragedie, dit was so hartseer. Hulle meester met wie hulle gewandel het, wreed vermoor. Hierdie emosies is nog in hulle harte is stikkend. En hier kom die nuus, hy het opgestaan. Ons sal dit ook nie geglo het. Wil jy met my saamstem? Wanneer jy die gebeure nou verder lees, dan lees jy van Petrus en Johannes, nadat hulle gehoor het, toe hardloop hulle graf toe. Die Bybel sê Johannes vinniger gehardloop as Petrus, en hy het by die graf gekom, maar hy wou nie ingaan nie, hy het net by die deur gestaan en ingekyk. Petrus, ons ken vir Petrus, hy kom met 'n spoed by hom verby, hardloop sommer binne die graf. En toe hy die linne sien, toe glo hy. Imagine jy was Petrus. Jy hoor, terwyl jy hardloop, terwyl jy graf toe, kan dit waar wees? Hoekom sal die vrouens nog met jou? Hulle sal ons nog nie 'n storie opmaak nie. Dit is mos nog so ernstig, dat hulle weet nog my hart is stikken. Dit moet mos nie waarheid wees. Kan dit nie waarheid wees? En hier kom jy by die graf, en daar lê die linne. Sou jy en ek nie saam so hoog gespring het? Jy moet jouself inleef in die verhaal. Ouers, ek dink al is jy hoe introvert, jy sou te kere gegaan het. Petrus en Johannes het mekaar seker gegryp en daar dans gedoen en gesê, kyk en glo, kan dit waar wees? Kom en kyk wees, het ek reg gekyk. Kry die prentjie. Ons kan soveel oor Jesus se kruisiging sê, en ons het Vrydag en ek het lekker met jou gesels. En nou kan ons net so baie oor die opstanding sê, maar ons tyd is so beperk. Ons kan byvoorbeeld praat oor die opstanding, en voor die opstanding kan ons praat oor toe Jesus afgedaal het in die doodryk. Kan ons ietsie daaroor sê? Ons praat so 'n stukkie daaroor, Efesiërs 4 vers 8. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Jy moet nou mooi luister. Maar hy het opgevaar. Wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Jy weet dit, né? Jesus gesterf het hy neergedaal die onderste dele van die aarde. Hy wat neergedaal het is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid en krag kan bring. Kom ons praat vir 'n oomblik hieroor. Onderste dele van die aarde is die doderyk. Maar net vir ons ietsie hier rondom dit sê. In die Ou Testament word die Hebreëse woord wat gebruik word vir doderyk is Sheol. Dis die Hebreëse woord. En in die Nuwe Testament word hierdie Hebreëse woord Sheol vertaal met die Griekse woord Hades. So Sheol in die Ou Testament, Hades in die Nuwe Testament, in ons Afrikaans die doderyk. Jesus het neergedaal na die doderyk. Maar die doderyk is in 2 dele verdeel. Daar's die een deel wat die boesem van Abraham is, genoem word, en die ander deel is die deel van smarte. So daar's 2 dele. Die gelowiges, almal wat voor die kruis van Jesus tot sterwe gekom het, daardie gelowiges het heen gegaan na die boesem van Abraham, voor die kruisiging, na die doderyk, na die boesem van Abraham, daai gedeelte van die doderyk. En hulle is in afwagting vir die voltooide werk wat Jesus Christus aan die kruis moet doen. So almal voor sy dood, daar af na die doderyk, boesem van Abraham, dis die gedeelte van die doderyk. Hulle is in afwagting dat die kruis moet plaasvind. Die ander gedeelte van die doderyk is die plek van smarte. En as jy nog gaan lees by die huis, maak 'n noot aan Lukas 16 vanaf vers 19, gaan lees daai gedeelte van die doderyk, die plek van smarte. Maar hier's iets, en ek gooi dit op die bord, met sy opstanding uit die dood,
het die Here die siele van die gelowiges wat voor Christus se voltooide werk aan die kruis tot sterwe gekom het, hulle wat voor die kruis gesterf het, die gelowiges, wat in die boesem van Abraham bewaar is, Jesus Christus het hulle uitgehaal en hy het hulle saam met hom hemel toe geneem. En hy het die paradys verskuif na die derde hemel. En ek noem dit net vir jou vinnig, ons kan weer daaroor gesels. Daarom, hoor nou mooi, is almal wat na die kruis, ek en jy leef na die kruis van Jesus. Alle gelowige mense wat na die kruis van Jesus tot sterwe kom, hulle siele is direk in die hemel, in God se teenwoordigheid, in die paradys. Hoor mooi, kind van die Here, so bietjie lering hier. Wanneer iemand sterf, 'n gelowige sterf, hier uitwoon, woon hy by God in die hemel, in die paradys, nie meer in die doderyk nie. Papa en mamma met respek gesê, sweef nie ergens rond nie. Oupa het nie gisteraand vir my kom kuier in die kamer nie. Hoor wat ek sê. Net daar gelaat, ons sal eendag daaroor in detail praat. As jy sterf, en jy in Christus nou sterf, na die kruis van Jesus, is jy onmiddellik by God wat jy inwoon, in sy teenwoordigheid, in die paradys, wat verskuif is, van onder die aarde uit, na die hemel. Hoop jy dit so? Wat maak hierdie siele wat in die hemel is, in God se teenwoordigheid? Wat maak hulle? Hulle is in afwagting. Afwagting vir wat? Afwagting vir hulle verheerlikte liggaam, waarmee hulle oorkleed gaan word. Wanneer gebeur dit? By die wegraping van die kerk, wanneer Christus kom om jou en my te kom haal, die wat nog hier oorgebly het. So wanneer jy sterf, almal van jou geliefdes wat in Christus gesterf het, is in die paradys, in God se teenwoordigheid, in afwagting vir daardie dag, wanneer die dooies opgewek gaan word uit die graf en die wat oorgebly het, die Here tegemoet in die lig en in 'n verheerlikte liggaam. Daar het jy nou sommer die volgorde. En die wat ongelowig is wat sterf, hulle is in die doderyk. Hulle is in die plek van smart en nie die hel nie. Daar's 'n verskil. Dan kom daar 'n finale oordeel. En dan, hulle wie finaal gereguleer het in God, gaan in die ewige hel gewerk word. Dan eers. Dis sommer net so vinnig. Ons kan ietsie daaroor sê. Dan kan ons miskien praat oor hoe dat Jesus op die opstanding Sondag, hoe hy opgevaar het na die hemel en hoe hy voor God die Vader verskyn het. Weet jy dit? Ons lees van 'n hemelvaart 'n bietjie later. Op daardie eerste dag, die opstanding Sondag, het Jesus opgevaar na die hemel en hy het iets gaan doen in die hemel voor God die Vader. Kom ek lees dit vir jou. Hebreërs 9 vers 11. Maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, met ander woorde 'n tabernakel wat nie in die aarde behoort nie, 'n hemelse tabernakel. Dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook met die bloed van bokke en kalwe, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Ek en jy verstaan, in die Ou Testament het die priester gegaan, daar was bloed, eenmaal 'n jaar kon hy in die allerheiligste ingaan en hy kon die bloed van bokke en stiere kon hy aanbied op die versoendeksel en God het die volk se sondes oorgesien. Hier kom Jesus, hy word ons hoëpriester. Hy sterf aan die kruis van Golgotha, sy bloed vloei, die offer is gebring. Op die opstanding Sondag vaar hy op na die hemel en met sy eie bloed verskyn hy voor God die Vader om vir ewig 'n verlossing te bring vir almal wie in hom glo. Wonderlik om daaraan te dink. Ons kan in detail daaroor gesels, ons het nie nou die tyd nie. Ek doen dit net om julle skieurig te maak. Ons gaan praat oor hoe die engele Jesus begelei het tot voor die troon van die Vader. Ons kan praat oor die gesprek wat daar plaasgevind het tussen hulle daardie opstanding Sondag. Sê jy dit nie wil hoor? So een of twee? Goed.
Gaan julle nooi om by my te kom kuier, dan praat ons daaroor. Die res kan hulle eie paadjie hou. Ek wil stilstaan by die volgende. Hierdie was net die inleiding. Ontspan. Gaan nie lang wees nie, maar waaroor ek vanoggend met jou wil praat. Hierdie was net 'n lusmaker. Waaroor ek vanoggend met jou wil praat is die volgende. Ek wil met jou praat oor bewyse dat Jesus werklik begrawe is en dat Jesus werklik opgestaan het. Ek wil daaroor met jou praat. Vir jou en my is die eerste bewys dat Jesus opgestaan het uit die dode, is sy eie woorde, sy eie belydenis. Stem jy saam? Dis die eerste bewys. Lees saam met Matteus 17 vanaf vers 22. En terwyl hulle in Galilea rondgegaan het, het Jesus vir hulle gesê, die seun van die mens, dis hy, sal oorgelewer word in die hande van die mense. En hulle sal hom doodmaak en op die 3de dag sal hy, dis Jesus, opstaan. En hulle het baie bedroef geword. By 'n paar plekke het Jesus vir sy disippels gesê, ek gaan gekruisig word, ek gaan doodgemaak word, ek gaan oorgelewer word, ek gaan sterf, ek gaan begrawe word, maar ek gaan opstaan. Hy het gesê. Dis die eerste bewys. Hoekom sê ek dit? Want God is God. En God is geen mens dat hy sou lieg nie. En dit wat hy sê hy doen, dit doen hy. Ek en jy ken hom so. En dit behoort genoeg te bewys te wees. Op grond van Jesus se woorde. Numeri 23 vers 19. God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, en spreek en dit nie waar maak nie? Bewysstuk nommer 1. Op grond van Jesus se eie getuie. Wat gesê het hy gaan opstaan. Dis genoeg vir my om te glo. Hy het opgestaan. So net so bewysstukke kan voorlê. Stem jy saam op daai? Goed. Tweede bewys dat Jesus wel uit die dood uit opgestaan het, is al die ooggetuies. Ouens, in 'n saak waar daar iets gebeur, in 'n hof, wie word geroep? Ooggetuies word ingeroep. En wanneer ooggetuies die waarheid praat, alhoewel hulle storie dalk hierdie een sal klem lê op dit en die ander sal klem lê op dit, maar ouens presies gesien het wat gebeur. En hulle kom en hulle vertel hulle storie, al sou dit verskillende maniere wees hoe dit vertel. Die waarheid sal by mekaar uitkom uit ooggetuies. Stem jy saam? Volg my saam met die bord, daar's so 'n bietjie van 'n, hy gooi hom so op sy eie manier, maar ek dink jy gaan 'n idee kan kry. Ooggetuies aan wie Jesus verskyn het nadat hy opgestaan het. Gaan dit gou vir jou deurgee. Nommer 1, Maria Magdalena. Jesus het aan Maria Magdalena verskyn. Waar? Jerusalem. Wanneer? Tydens die opstanding Sondag. En daar gee ek vir die skrifte, Markus 16, 9 tot 11, Johannes 20, 11 tot 18. Kan hulle kry later. Dan het hy ook verskyn aan die ander Maria. Waar? By Jerusalem. Daardie oggend, opstanding Sondag, volgens Matteus 28. Dan het Jesus verskyn aan die 2 manne wat van Jerusalem gestap het na Emmaus, die dorpie. Die Emmausgangers. Jesus het aan hulle verskyn. Waar? Op die pad na Emmaus. Wanneer? Daai Sondagoggend. Nadat alles gebeur het, het hulle teruggestap. Markus 16 en Johannes 24. Hy het aan hulle verskyn. Dan het Jesus aan Petrus verskyn. In Jerusalem, daardie opstanding Sondag het hy vir die skrifte gegee. Dan het hy aan die 10 disippels verskyn in die bokkamer. Wanneer het dit gebeur? Opstanding Sondag. Daar in Jerusalem. Daar's weer die skrifte op die bord. Maak jou nota. Dan verder het hy verskyn aan die 11 disippels in die bokkamer in Jerusalem. En dit was die volgende Sondag, 8 dae later. Toe verskyn hy weer aan die 11. Eerste keer was ongelowige Thomas nie by nie. Tweede keer was hy by. Daar's die skrifte. Toe verskyn hy aan die 7 disippels wat vis gevang het by Tiberias, die see van Galilea. Toe verskyn hy aan hulle. Wanneer het dit gebeur? Na verloop van tyd en die skrifte. Toe verskyn hy die 11 disippels op die berg by Galilea, na verloop van tyd. En die skrifte is daar. En toe verskyn hy aan oor die 500 broeders tegelyk. Dis 'n klomp ooggetuies. Dis 'n klomp ooggetuies.
Wanneer dit gebeur is nie heeltemal seker nie, maar later, die Bybel sê dit vir ons, 1 Korintiërs 15 vers 6. En dan het hy aan Jakobus verskyn. Weet nie presies waar nie, maar na verloop van tyd, 1 Korintiërs 15 vers 7. En dan het hy aan al sy disippels verskyn tydens sy hemelvaart. Hy is voor hulle weggeneem. Dit het gebeur by Olyfberg. Dit het gebeur 40 dae later. En dan het hy aan Paulus verskyn. Op die pad na Damaskus verskyn hy aan Paulus. Dit het jare later gebeur. As jy 'n hofsaak moet hê en jy het al die getuies wat jy moet inroep en hulle onder eed, en in daardie tyd wat vir jou sê was ons bang vir vervolging, en al hierdie getuienis kom in en hulle sê ja, ons het Jesus gesien. Dis bewysstuk nommer 2, maak dit vir jou sin? Dan is daar ander feite, en ons gaan so by 3 stil staan en dan is dit klaar. Daar's ander feite, ouens, wat nie so ooglopend is nie. En ek nooi jou uit om 'n bietjie speurwerk vanoggend saam met my te doen. Nie so ooglopend nie. Wat getuig dat Jesus begrawe is en wat getuig dat Jesus opgestaan het. Kom ons begin by die Sanhedrin. Sanhedrin is 'n Joodse raad. Hulle het Jesus mos gearresteer, hulle het mos valse getuies teen hom ingebring, hulle het hom skuldig bevind, hulle het hom ter dood veroordeel. Onthou julle, ons het Vrydag oor gesels. Nou moet jy die argument volg. Terwyl die kruis, of die kruisiging metode, was algemeen deur die Romeine gebruik. En weet wat sou gebeur? Wanneer die persoon sterf op die kruis, dan sou daai liggame, daar sou 2 dinge gebeur het. Hulle sou daai liggame in 'n niks werd begrafplaas vir kriminele, sou net die liggaam daar gaan gooi het. No honorable burial, né? Geen geëerde begrafnis vir 'n krimineel nie. Val hy lyk, gooi maar op 'n begrafplaas waar die kriminele weggegooi word. Of nog erger, die lijk sal aan die kruis bly hang, van los, vir roofvoëls en aasdiere om te kom vreet. Dis die 2 maniere. Met Jesus was dit anders. Hoor mooi. Hy is dan gekruisig as 'n krimineel. Hy is dan ter dood veroordeel omdat hy godslasterlik. So hy was dan 'n krimineel volgens wat daar moes gebeur. Moes hy nie afgehaal geword het of sommer net weggegooi geword het nie. Hoor julle? So volg nou net die argument rondom dit. Die historiese weergawe gee vir jou en my deur dat Jesus begrawe is in die graf van Josef van Arimatea. Dis die dorpie waarvandaan hy gekom het, ook 'n nikszeggende dorpie. Maar Josef van Arimatea, en Josef was 'n lid van die Sanhedrin. Dieselfde raad wat Jesus skuldig bevind het. Nou moet jy net my argument volg. As die Bybelskrywers, as hulle besluit te luister julle, kom ons maak 'n storie op. Kom ons fabriseer Jesus se begrafnis. Kom ons maak 'n storie op. Kom ons lieg oor die feite. Hoekom sou hulle Josef, wat 'n lid was van die Sanhedrin, wat daar gesit het, wat Jesus te dood veroordeel het, hoekom sou hulle, as hulle die storie wil opmaak, Josef in hulle storie inskryf? Hoekom? Dit maak nie sin nie. As jou geliefde veroordeel word deur 'n raad, onskuldig, en jou geliefde word doodgemaak, wreed vermoor, en jy moet 'n storie skryf, gaan jy enige krediet gee, enigiets goeds te sê oor die raad wat jou geliefde doodgemaak het? Jy sal nie. Dit maak nie sin nie. So hulle dit geskryf, hulle het neergepen. Hoekom? Omdat dit so gebeur het. En dit nie 'n gefabriseerde storie was. Maak daardie argument vir jou sin. Al vier die evangelieskrywers pen dit neer, presies, dat Jesus begrawe is in die graf van Josef van Arimatea, wat 'n lid was van die Sanhedrin,
En hy is nie ingeskryf in die storie nie, hy was deel van die verhaal. Maak dit vir jou sin? Bring ons by die volgende interessante feit. Die Sanhedrin het sekerlik die ligging van Josef se graf geken. Hy was dan deel van hulle. Dat is geen geheim nie. Hy die graf, dit was sy graf waarin hy begrawe sou word. So die Sanhedrin sou die ligging van die graf geken het. Die graf was nie versteek op 'n geheime plek nie. So hoor nou mooi. Die oomblik toe die storie begin versprei, dat Jesus opgestaan het, dat die graf leeg is, sekerlik sou die Sanhedrin die moeite gedoen het om die entjie te loop na die graf toe, om vir hulle self te gaan kyk. Dink nou mooi daaroor. Hulle wil Jesus doodmaak. Hierdie geloof moet ons doodmaak, ons moet dit smoor in die, smoor in die kiem, net dit seker nou regtig. Nee, in die kiem smoor. Dit kan nie versprei nie. Hier kom die storie, Jesus het opgestaan, die graf is leeg. Sekerlik, hulle weet waar is die graf, dis 'n entjie van daar af. Hulle sou gaan loop en seker maak of hy daar is. En hier is die ding, as hulle Jesus se liggaam gevind het, as hulle sy liggaam kon tentoonstel vir die mense sê, wow, ouens, hierdie is 'n liegstorie. Hier is sy liggaam. Kom ek wys vir julle. Hier, kom kyk, hier is sy liggaam nog steeds. Dan het die Christelike geloof nooit van die grond af gekom nie. Maar daar was geen liggaam nie. Hulle is uitgebou. En die beste wat hulle kon doen, en die beste teenvoeter, was hulle het 'n storie opgemaak en om te sê, sy disippels het sy liggaam gesteel. Nou, hoekom gaan jy 'n storie opmaak as die liggaam in die graf lê? Hoekom gaan jy 'n storie opmaak om te sê, sy disippels het sy liggaam gesteel? As hy gesteel is hy mos weg, maar daar lê hy dan. So die feit dat hulle daai storie opgemaak het, wys dat hulle daar kom, is dit leeg. En nou sê hulle, wel, okay, plan B, wat gaan nou verhoor? Die disippels het sy liggaam gesteel. Maar enige ordentlike speurwerk, ouens, sou hulle argument aan Vlaarde skiet. Want die soldate het die graf opgepas. En boonop, waar was die disippels gewees? Waar was Petrus en Johannes en daai ouens voordat die vrouens by hulle aangekom het? Toegesluit agter deure. Hulle was bang vir die owerhede. Dis genoeg bewys. Dan 'n laaste feit vir vanoggend. Nie so ooglopend nie. Is dat al 4 evangelies meld dat vroue die eerste keer gesien het dat die graf leeg is. Hulle het eerste gesien. Kan jy dit so? Hulle het eerste gesien dat die graf leeg is. Al 4 die evangelies sê vroue, en ons het dit nou nog gelees, né? Vroue was daar, vroeg in die môre, Maria Magdalena, die ander Maria, Johanna, Salome, vroue wat daar was, en hulle is terug na die disippels toe te sê, kom kyk, hy het opgestaan, en toe glo hulle ons nog nie die begin hier. Julle is nou met my. So vrouens het dit eerste gesien. Nou moet jy onthou, die patriargiese orde, dat ek die woord trek, nee? Die stelsel van daardie tyd, vroue se getuienisse was min werd. Nou die vrou is gesien as 'n besitting. 'n Vrou se getuienis was maar baie vlak beskou. 'n Man se getuienis, dit het gestaan. So volg nou die logika. As jy nou 'n storie sou opmaak in 'n poging om vir mense te sê dat Jesus opgestaan het, sou jy in daardie tyd vrouens gebruik het as jou hoofooggetuies? Jy sou nie. Jy sou mans gebruik. Want wat 'n man sê, dis waar. Vrouens, nee. Vrouens was onder beperkte toestande toegelaat om in die hof te getuig. Onder beperkte toestande kon hulle in die hof getuig. Maar vrou se getuienis was niks werd nie. So hoekom sal jy nou, as jy nou 'n storie wil opmaak, hoekom sal jy vrouens jou hoofooggetuies maak? Dis mos dom. Om meer kredietwaardigheid in jou storie te gee, sou jy mans ingeskryf het.
enigste antwoord is, omdat dit so gebeur het. Dan die vrouens gegaan het, Maria Magdalena vroeg die oggend, en eerste gesien het dat die graf leeg is. Kan jy verstaan dat enige argument wat die wêreld daar buite wil gee, eintlik belaglik is? En ons het nou nog net 'n paar punte genoem. Dink jy ons sou ons saak kon stel in die hof, bewyse dat Jesus opgestaan het? As dit al uit ooggetuies roep vir Petrus en Jakobus en die 500 broeders oor wie hy verskyn het, en Maria Magdalena en die 11 disippels, sou ons hierdie saak gewen het. I rest my case. Jesus het opgestaan. Die graf is leeg. Glo jy dat hy opgestaan het? Glo jy dit? Glo jy dat hy opgevaar het hemel toe? Glo jy dat hy besig is om vir jou in my plek voor te berei? Glo jy dit dat wanneer hy klaar voorberei het, dat hy gaan terugkom om ons te kom haal? Glo jy dit? As jy dit glo, kind van God, hoe danig moet ons leefwyse dan voor hom wees? Ons moet leef asof ons dit glo. Glo dit met my hele hart. Ek dink my in hierdie prentjie en ek sien nou ontsteltenis van die Sanhedrin, die Joodse leiers wat aankom. Ek sien die opgewondenheid van Petrus en Johannes wat daar dans en sê, waarlik? En dan sien ek hierdie ouens met sulke lang gesigte wat daar aankom en sê, wat nou, boys, wat gaan ons nou doen? Hier is dan nou geen liggaam nie. Sou dit nie wonderlik wees? En weer eens wil ek dit nie afwater of lig maak nie, maar sou dit nie wonderlik wees? As ek en jy, miskien kom ons sit onsself in daai tyd. Kom ons sê ons het daar in die pad afgeloop, Michiel. Jy en Wynand was daar op 'n wandeling in die veld. Wie wil saam met Michiel en Wynand loop? Wie gaan ons bysit? François? En ewe skielik is daar 'n persoon by hulle. Wie het sy Bybel hier? Afrikaanse Bybel, ou 53 vertaling. Bring vir my daai Bybel. Ja. Hardop vir daai Patrick vir my. Lees nou saam met my hierso, julle. Laai nou daar na Lukas toe. Lukas 24. Daar is Lukas 24. Kom ons lees daar vanaf vers 13. En twee van hulle was dieselfde dag, dis daai sonnaandoggend, op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle vir mekaar loop, wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle so bedroef? Ouers, hulle was in 'n diep gesprek oor dit wat gebeur het Vrydag. Dit wat afgespeel het die naweek, die kruisiging. En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daar gebeur het nie? Hoe vra u ons? Waar kom u vandaan? Weet u dan nie wat het afgespeel nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord op die dinge aangaande Jesus, die Nasareëner, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk, en hoe ons owerpriesters
en owersters hom oorgelewer het en tot die doodstraf en hom gekruisig het. Weet jy dan nie van hierdie Jesus van Nasaret nie? En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Ons hoop was op hierdie man. Hy was ons politieke leier. Ons het vir sy party gestem. Hy sou ons kom verlos van die Romeinse juk. Ons het so gehoop dat dit hy was. Maar dit alles, maar nou is dit vandag, met dit alles die derde dag van dat dit plaasgevind het. Hy het nou niks gekom van hom, hy is nou weg. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was. Dit was daai oggend. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. Ons het nou weet ons nie wat aangaan nie. Ons het dan gesien hoe sterf hy. Sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vrou ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en van al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Hier begin Jesus en hy begin van die Ou Testament en hy lê die skrifte uit. Van alles wat Moses, die Ou Testament, alles wat die profete oor Jesus gesê het, hy lê dit nou vir hulle uit. Wow! So dit nie lekker gewees het. Daarop kom hulle na by die dorp. Hulle het nou eentjie gestap waar hy op reis was. En hy het gemaak om hy verder wil gaan. Hier is nou maar sprits. Nee? Maar hulle het by hom aangedryf en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal, en hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. Sou jy een van hierdie ouens wil wees? Bedroef, stap jy, praat, hoe kan dit wees? Ja, man, ons hoop was so op hierdie man. Ja, ons het nou regtig gedink, hy is die een. Ons het nou so lank gewag. Kan jy glo dat ons leiers hom skuldig bevind, hom ter dood veroordeel? Kan jy hy kruisiging, praat hulle, hier is Jesus by hulle, herken hom nie. Hy neem brood, nadat hy gedank het, breek hy die brood, en hy het skielik sien hulle hom. Wanneer het Jesus ook brood gebreek en gedank en uitgedeel? Net 'n rukkie terug. By die laaste ete saam met sy disippels, voor sy dood. Hy het geweet wat kom. Hierdie is my kosbaar, waar hy nou na die tyd, nadat hy alles volbring het, nou weer 'n stukkie brood kan vat, en dit kan breek, en kan sê, eet, en toe sien hulle. Dis wat ons nou gaan doen. Ons gaan by die nagmaaltafel stil staan. My gebed in my eie hart, Here, wanneer ek vanoggend hierdie broodjie neem, sal U nie vir my die skrifte groter oopbreek. Sal U my nie help om U te sien soos hulle daar